Hartlik welkom by ons laaste eksklusief aanlyn erediens hier by Hoogland. Ons is so opgewonde om julle volgende Sondag 4 Oktober om 9 uur hier in die kerkgebou te verwelkom. Volgens regulasies kan ons 250 persone toelaat tot die kerkgebou, maar ons wil julle graag akkommodeer deur ook lewendige beeldsending in die saal beskikbaar te hê, sou dit nodig wees. Kom asseblief met jou masker en ons vra ook dat jy dit sal dra vir die duur van die erediens. 'n Verklaringsvorm sal volgende week en elke week daarna in die Halle Hoogland beskikbaar wees en ook op ons webtuiste en Facebookblad. Jy kan dit ook natuurlik by die kerkkantoor kom afhaal tussen 9 en 1 van Maandag tot Vrydag. En ons vra dat jy asseblief daardie vorm reeds ingevul sal bring na die kerkgebou en dat jy dit sal inhandig sodra jy instap. Ons sal dan jou temperatuur neem en dit ook notuleer. En daar sal natuurlik 'n saniteringstasie wees waar jy ook dan jou hande kan saniteer. Ons hoop dat julle saam met ons uitsien na hierdie wonderlike geleentheid waar ons weer so saam die Here kan loof en prys. Hoogland se Padkafee trek op Vrydag 9 Oktober 'n spesiale baadjie aan vir die gemeente se verjaarsdag en ons nooi julle uit om oudergewoonte julle bestellings te plaas vir die heerlike eetgoed op die spyskaart. Wees op die uitkyk vir die nuwe dinge daarop en plaas dan jou bestelling voor of op 7 Oktober by die kerkkantoor. Daar is baie verrassings wat op julle wag wanneer julle die aand julle bestellings kom afhaal. So maak seker om sommer die hele gesin saam te bring. Ons sien julle daar. Kom ons raak nou vanoggend ook stil voor die Here. My kind, ek weet wat gaan binne in jou aan. Niks wat jy doen, kan jy vir my wegsteek nie. Of jy by die huis bly en of jy iewers heen op pad is, daar is niks wat jy vir my kan wegsteek nie. Ek weet alles. Nog voordat jy begin praat, weet ek wat jy gaan sê. Ek ken jou deur en deur. Ek beskerm jou lewe. Jy sal dit nie verstaan nie, al probeer jy, maar jy kan dit net glo. Ek is oral. Daar is nie 'n plek waar jy kan heen gaan, waar ek nie is nie. Oral hou ek jou vas. Ek lei jou op jou pad. Al vou die donkerte jou toe, is ek naby jou. Niemand kan iets in die donker vir my wegsteek nie. Ek het jou tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het ek jou gevorm tot volmaaktheid. Nog voordat jy mens geword het ek jou al beplan, jou lewe toe al in my hand gehou. My gedagtes oor jou is meer as die sand van die see. Ek help jou om op die regte pad te bly. Hy wat God die Vader is, Jesus die Seun en die Heilige Gees wat jou so ken en liefhet, gee ook nou vir jou sy genade en sy vrede. Amen. Kom ons bid vanoggend saam. Hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, dankie vir hierdie dag waarop ons vir ou Laas dalk onder 'n laken of saam as gesin op 'n lekker rusbank kan sit en kan luister na u woord, Here. Here, ons is net so bewus daarvan hoe u ons gelei het deur hierdie lockdown tyd. En Here, ons besef ook dat ons steeds tot 'n sekere mate ingeperk is. Maar Here, dankie dat u in hierdie tyd juis vir ons in ons geloof wou laat groei het, Here. En Here, ons wil nie nou net in ons beddens en op ons rusbanke bly nie. Ons wil nie stagneer nie. Ons wil groei, Here. En daarom bid ons, waar ons vanoggend uit die woord uit gaan lees, kom openbaar iets nuut van Uself aan ons, of kom herinner ons aan iets wat ons lank terug dalk al reeds gehoor het, maar vergeet het, soos wat ons maar doen, Here. Here, en laat ons uiteindelik dit ook gaan toepas in ons lewe, by die skool, by die werk, waar ons ook al beweeg, Here. Mag ander
Here, kan sien dat ons kinders van U is. En Here, mag ons ook hulle lewens aanraak, selfs al kan ons nie hulle hande aanraak nie, Here. Here, dankie dat ons maskers ons in hierdie tyd ook geleer het om mense in die oë te kyk en regtig na mense se stemme te luister, Here, ingestel te wees daarop. Here, ons wil vanoggend ook ingestel wees. Heilige Gees, stel ons in om werklik U stem te hoor. Amen. Ek nooi jou uit om saam met my vanoggend jou Bybel oop te maak by Psalm 11. Janine gaan dit vir ons voorlees. Psalm 11. Ek skuil by die Here. Ek skuil by die Here. Hoe durf julle vir my sê, vlug na die berge toe soos 'n voël? Kyk, die goddelose span hulle bo en hulle lê aan met die pyl op die snaar. Hulle staan reg om uit die donker die opregtes van hart te tref. As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel. Sy oë is oop. Sy oë keer die mensekinders. Die Here onderskei tussen regverdige en goddelose. Wie geweld liefhet, haat hy. Hy laat vuur en swaal reën op die goddeloses. 'n skroeiende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel, en hy sal by hulle wees. Ons het al lekker gelag tydens hierdie lockdown oor prentjies en foto's en video's wat op sosiale media die ronde doen van die interessante en innoverende maskers wat mense dra. Van iemand wat 'n partytjie hoedjie oor hulle mond gesit het, tot 'n ander wat 'n snorkel en brille aangetrek het. En natuurlik is daarin ook allerlei maniere hoe mense hul maskers dra te sien wat ander se oë laat trek. Dalk het jy ook al iemand gesien wat dit hier onder hulle ken dra of dalk selfs agter hulle kop. Dalk het jy ook al 'n paar lekker lag oomblikke of strewelinge met jou eie masker of maskers gehad. Dalk het dit ook al jou ore so gedruk en getrek dat dit eintlik rooi en seer is. Dalk het jy ook al ervaar hoe jou masker afskuif so tot hier op die punt van jou neus of selfs onder jou neus wanneer jy praat en dat jy dit dan gedurig moet herposisioneer. Ek is seker almal wat bril dra saam met hulle masker sal met eens wees dat dit 'n groot frustrasie is wanneer daar wasem vorm op jou bril en dan jou sig belemmer. Vind jy dit dalk ook moeilik om mense te hoor sonder om hulle lippe en sodanig hulle woordvorming te kan sien, of omdat hulle masker dalk die klank van hulle stem demp? Dalk het jy, soos ek, ook al meer as een keer vergeet om jou masker aan te sit en dan in 'n inkopiesentrum ingestap en baie vinnig aan die gesigsuitdrukkings van die mense rondom jou en dalk selfs ook 'n sekuriteitswag agtergekom dat iets kort. En dan moes jy maar teruggaan na jou motor om jou masker te gaan haal of jy het sommer in jou handsak gegrawe op soek na 'n ander een. Maskers het ook natuurlik nou 'n modegier geword. Op 'n ligte noot, dalk is dit die uitdaging wat jy met maskers het, om elke dag een te vind wat by jou uitrusting pas. Die COVID-19 pandemie het ons genoop om maskers te dra vir ons eie en vir ander se gesondheid. Maar soms is dit 'n keuse. Hoeveel keer per dag vra ons nie vir mense, hoe gaan dit met jou nie? Het dit nie maar net by ons 'n gewoonte geword om dan te antwoord, goed dankie met jou nie? Daar is verskeie redes waarom ons maskers dra. Ons wil nie dat almal moet weet hoe swaar ons eintlik kry of hoe hartseer ons eintlik is nie. Somtyds dra ons 'n masker, sê ons dit gaan goed wanneer dit nie regtig gaan nie, omdat ons onsself op 'n manier van seer kry wil beskerm. Of ons doen dit om mense tevrede te stel, omdat ons bang is vir verwerping.
God leer ons deur Dawid, wat waarskynlik vir hierdie psalm wat ons vanoggend saam lees, verantwoordelik was. Egter so 'n paar dinge oor om ons maskers af te haal. Spreekwoordelik natuurlik. Hy kom leer ons iets oor opregtheid, integriteit en selfs weerloosheid. Eers hoor ons hier dat daar een persoon met 'n hoofletter P is, vir wie ons niks kan of hoef weg te steek nie. Die eerste woorde van die psalm getuig van Dawid se keuse om hom op God te beroep en nie op sy omstandighede, sy vyande of selfs sy vriende nie. Dawid sê, ek skuil by die Here. Nou om te skuil beteken om weg te kruip op 'n plek waar jy beskerm sal wees, waar jy veilig sal wees, waar jy selfs versorg sal word. En by God as sy skuilings kan Dawid veilig voel om die masker wat hy dalk voel hy moet voor die res van die wêreld dra, want onthou, hy is 'n gesiene soldaat gewees en 'n sterk leier in die oë van mense, en hier sit hy eintlik in die psalm op moedverloorse vlakte. Maar dan kan hy ook by God sy masker afhaal. Hy weet immers dat hy vir God niks kan wegsteek nie, want God's alomteenwoordig en alwetend. En hy getuig daarvan in vers 4, wat lees, die Here is in sy heilige tempel, die Here is op sy troon in die hemel, sy oë is oop, sy oë keur die mensekinders. Nou die tempel, soos julle dalk sal weet, was die plek waarheen gelowiges gegaan het, om naby God te wees en om in gebed met God te praat, waar daar voorspraak vir hulle gedoen is, sodat hulle vrese en hulle vreugdes met God kan deel, dat hulle hom kan vra vir uitkoms of kan dank daarvoor. En wanneer Dawid dan sê die Here is in sy tempel, bevestig dit die Here se teenwoordigheid by sy kinders, sy nabyheid, sy bewustheid van ons, en dat hy daar is vir sy kinders, sy beskikbaarheid. Nou ons het nie meer 'n tempel om na te gaan soos in die Bybelse tyd nie. Natuurlik het kerkgeboue tot 'n sekere mate hierdie rol ingeneem en ons sien uit om volgende Sondag ook hier weer by mekaar te kan kom. Maar ons is veral hierdie jaar daaraan herinner dat ons die voorreg het om God se tempel te wees en om te vind waar ons dan ook al gaan, want hy is in ons en by ons. In Jeremia 23 vers 23 en 24 erken God, ek is nie 'n God wat net naby is nie, ek is ook 'n God wat ver is. Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie. God is nie net by elkeen van ons nie. Hy sit ook op sy hemelse troon, soos vers 4 sê. En dit bevestig weer God se koningskap en dat hy alles en almal sien en oor alles en almal regeer. Sy oë is oop vir alles wat ek en jy doen en ook alles wat ander in opregtheid al dan nie doen. Vers 4 en 5 lees verder, sy oë keur die mensekinders. Die Here onderskei tussen regverdige en goddelose. En dan hoor ons in vers 6 wat gebeur met die laasgenoemdes. Wat is hulle gevolg? Ons sien dat Dawid hierdie vaste oortuiging gehad het, dat sy God by wie hy kan skuil, nie net in sy lewe teenwoordig is en altyd by hom sal wees nie, maar dat die Here ook in sy liefde regverdig optree. En dan lees ons in vers 7, die Here is regverdig, Dawid se getuienis. Nou ons dink en voel so dikwels alleen in ons geveg met ons vyande, ons omstandighede. En ons dink dat ons dit moet hanteer en ons moet sterk wees. En dan sit ons maskers op. Maar God staan agter langs ons om saam met ons te veg. Hy's onder ons om ons te dra. Hy's voor ons om ons te beskerm. Hy's binne ons om ons krag en vrede te gee. Hy's agter ons, sodat ons in sy arms kan inval, daarin kan hardloop en by hom kan gaan skuil. Dan herinner God ons ook natuurlik in hierdie gedeelte dat hy dit belangrik ag dat sy kinders 'n lewe van opregtheid sal leef
in verhouding met hom en ander. Ons lees in vers 7, hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel, en hy sal by hulle wees. Nou, dis maklik om jou masker af te haal, om nie voor te gee nie, as jy veilig en beskut voel. Maar dis moeilik om dit te doen voor die aangesig van die wêreld, wat geneig is om te veroordeel, om te verneder en te verwerp. So dis te verstaan dat ons almal maar maskers het wat ons dra, wat ons beskermingsmeganismes is. Maar op die lang duur bring voorgee skade aan ons verhouding met God en ander. Dit plaas struikelblokke soos vrees en oneerlikheid in die pad daarvan. En dit versper ons kommunikasie en doen afbreek aan ons vermoë om te luister, om te gee, om toe te laat dat ander vir ons omgee, om ander te vertrou. Maar hoe kan ons dan in 'n gebroke wêreld vol gebroke verhoudings die geloofsgewoonte van opregtheid sonder maskers te lewe inoefen? Die woord self help ons hiermee. Opreg, dit het 2 lettergrepe. Kinders, ek is seker julle het al daarvan in die skool geleer of julle doen dalk. Op en reg is daar die 2 lettergrepe. Om opreg te wees, is dit vir ons nodig om in die eerste plek op te kyk. En ek en jy kan elke dag opkyk soos wat Dawid het, in gebed, en weet dat God op sy troon in die hemel sit en alles en almal sien. En wanneer ons opkyk, kan ons ook weet dat God wat in die hemel is, nie net daar is nie, maar ook by ons is en ons intiem ken. En sy teenwoordigheid bevestig hy ook aan ons deurdat hy mense op ons pad stuur wat werklik vir ons omgee en wat die mens agter die masker wil ken. Kyk op. Die tweede deel van die beoefening van hierdie geloofsgewoonte is om te doen wat reg is. God gee aan elkeen van ons sy gees om ons te help onderskei tussen reg en verkeerd, tussen waarheid en valsheid. In ander, maar veral in onsself en in ons eie optrede. Romeine 8 vers 15 en 16 sê, hierdie gees maak ons nie tot slawe nie. Slawe daarvan om ander tevrede te stel in ons geval dalk. Al hierdie gees laat ons ook nie meer in vrees lewe nie. Vrees vir verwerping, vir oordeling. Nee, hierdie gees maak ons dat ons tot God roep en getuig saam met ons dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees herinner ons wie ons is, wanneer ons vergeet as gevolg van al ons voorgee. Elke keer wanneer jy jou masker afhaal, wanneer dit veilig is, en jy skep so 'n heerlike vars asemteug, mag jy iets ervaar van die vryheid wat God vir ons wil gee, deur ons te nooi om by hom te wees, wie ons werklik is, te voel wat ons werklik doen, te sê wat ons werklik wil. En mag ons ook vir mekaar veilige ruimtes en skuilplekke wees, waar ons dieselfde kan doen. Amen. Here my God, daar is dae wat ek in die versoeking kom om toe te gee aan voorgee en oneerlikheid en valsheid, maar dit die maklikste en vinnigste manier is om te kry wat ek wil hê en om myself te beskerm. Vergewe my daarvoor. Here, ek bid dat U my met U Gees sal bemagtig om die waarheid baie lief te hê en leuns te verafskiet, veral my eie. Maak my woorde en dade vry van oneerlikheid en onopregtheid, van voorgee en aandik en mislei. Help my om in die klas, op die sportveld, by die werk, in my verhoudings, absoluut betroubaar te wees. Laat my dag vir dag in so 'n hegte verhouding met U leef, dat dit vir my onmoontlik sal wees om my besig te hou met valsheid en 'n gebrek aan integriteit. Amen. Kom ons doen ook vanoggend 'n stukkie geloofsbelydenis deur 'n vers saam te sing van die pragtige Psalm 33,
wat sê, die Here gee ons sy beskerming. Hy sal sy oog op ons bly hou. Ons stel ons hoop op sy ontferming. Ons sal op hom vertrou. God se naam is heilig. By hom is ons veilig. Kom ons sing dit saam. Spreuke 22 vers 11 lees, wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend. Wat 'n voorreg om te weet dat ons opreg voor God kan lewe en dat ons dan die koning van alle konings as vriend het. Hy seën jou en hy stuur jou uit die wêreld in met sy opregte, sy onvoorwaardelike en sy oneindigende liefde, genade en vrede. Amen.